Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand hier kan saam wees. Ons het daar agter in die konsistorie gebid. Ek glo elkeen van u kinders het gebid in hulle harte soos ons hier na die huis van die Here toe gekom het met 'n verwagting van u en 'n begeerte om u stem te hoor, en dit is ons verenigde eendragtige gebed vanaand. Ons begeer, Here, om van u te hoor. En ek as die prediker wil myself aan u onderwerp en vra, ag Here, dat u sal oorheers my gedagtes, wat dit ek ook al mag sê, wat nie noodwendig van u af is nie. O Here, dat u verby dit sal praat en oor dit sal praat. U stem wat daarin gaan waar 'n mens se stem nie kan nie. Dat u woord sal seën en sal gebruik in ons harte vanaand en ons voor u sal wees as mense wat gespeel word in u woord, en dat ons geloof sal hê om ook te reageer op dit wat u vir ons wys en wat u van ons vra vanaand. Dankie dat ons u daarvoor kan vertrou, dat ons vertroue is in u. Dis 'n gebed wat ons bid met al die eenvoud en begeerigheid in ons hart. En ons dankie Here dat ons vanaand vir elkeen van die gemeente kan bid. Die groep wat hier is vanaand verteenwoordig 'n groter gemeente. Dankie dat elkeen van hierdie kudde is vir u kosbaar. Elkeen wat waarlik weergebore is en gered is duur gekoop met u kosbare bloed. En ek bid dat u met elkeen sal wees daar waar hulle is, die wat dalk al klaar weer bietjie kon wegbreek of wat, maar net vanaand by die huis is wat inluister. Ons is so dankbaar vir tegnologie. Ons bid Here dat u by elkeen sal stil staan soos net u kan, daar naby sal kom waar dit nodig is. Ons besef daar sal altyd maar siekes wees in elke gemeente. Ons dank u, o Here Jesus, dat u ook gesterf het vir ons liggaamlike gebreke en u daarom u hand van genesing ook kan uitsteek as dit u wil is. En ek bid Here dat elkeen wat u so nodig het vanaand van hierdie gemeente, dat u by hulle sal stil staan. En ons het nou gepraat oor die storm en die skade van die afgelope week en Here, u het dit toegelaat en nou weet u wat voorlê vir hulle wat moet herstel en hulle wat weer dalk iets moet regmaak. En ook hier by die gemeente, alles wat hier herstel moet word, die geboue wat aan u behoort. En ons vra Here vir u genade, vir u voorsiening, vir u kundigheid in mense se harte om dinge te kan regmaak en om weer op te staan en aan te gaan, Here. Ons dankie dat u bewaar het en deurgedra het en vanaand kyk ons na u en ons sê Here, ons is dankbaar, ons behoort aan u. U sorg vir ons al kom die storms in die lewe. Ag Here, so nou buig ons maar net ons harte voor u en ons vra dat u in hierdie paar oomblikke die oordeenkinge van u woord sal seën in ons harte, en ons dankie dat ons dit kan bid in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en om sy ontwil alleen. Amen. Ek gaan u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak in 1 Samuel. Ons gaan daar net een vers saam lees. Ek glo as ons die vers saam lees, sal jy verstaan hoekom. Net een baie kosbare vers in 1 Samuel hoofstuk 25. Ek glo elke kind van die Here soos ek is so of geniet dit so om deur hierdie Ou Testamentiese verhale te lees en daar's al wonderlike waarhede daarin en ons geniet dit om dit te lees en te bepeins, maar ons dank die Here ook dat hy sy woord gebruik. 1 Samuel 25, net die eerste vers. En Samuel het gesterwe en die hele Israel het saamgekom en oor hom gerou klaag en hom begrawe in sy huis in Rama. En Dawid het hom klaar gemaak en afgetrek na die woestyn Paran. Net daardie wonderlike woord uit die woord van die Here. Nou ja, ek dink in hierdie ou land waarin ons lewe sal u met my saamstem dat die woorde ex unitate vires, of ek dink die ouer mense sal nou weet waarvoor dit staan, eendrag maak mag, is nou die een eienskap wat hierdie land baie min van het. Baie min van ons mense staan saam oor enige ding, of stem saam oor enige ding. En ons lewe in 'n wêreld waar niemand eye to eye sien, soos die Engelsman sal sê, oor enige iets nie. Elke ou het sy eie opinie oor 'n saak. En terwyl ek hierdie teksvers gelees en bepeins het, was dit vir my merkwaardig geweest om raak te lees dat 'n hele volk
saam eendragtig die dood van hierdie profeet Samuel betreur het. Hulle het geween en gerouklaag oor een man se dood. Almal saam eendragtig in hulle hartseer oor sy lewe. En 'n mens wil dan sekerlik die afleiding maak dat hy 'n geweldige indruk moes gelos het op die mense van sy volk. En hulle het nou oor hom gepraat. Daar was nie televisie gewees nie of media of sosiale media nie. En sekerlik het nie almal van die volk hom ooit met hulle eie oë gesien nie, maar hulle het geweet van hom. En daar's oor hom gepraat en baie mense het vertel, die wat hom dalk gesien het, van hierdie Samuel, die profeet van God, 'n man wat met God gewandel het en 'n baie diep indruk moes gelos het op sy volk. Ook Dawid moes sekerlik hierdie verlies of die dood van hierdie man gevoel het. Hy het 'n groot verlies gely. En as 'n mens die woord van die Here lees en veral hierdie gedeeltes rondom Samuel en konings, dan besef ons daar's min mense wie se borskas so oopgeknoop was soos Dawid se. 'n Man wat ons baie van sien. Ons sien sy binnekant. As ons die psalms ook lees, dan besef ons weet alles van Dawid af, wat hy gedink het, sy stryde, sy neerlae, sy oorwinnings, wie hy was in sy binneste. En ons kan onsself dikwels met hom vereenselwig. Nou sê die kommentators, meeste wat ek nou gelees het, is eens dat daar 2 redes was vir Dawid om, soos ons geleesde teks nou sê, na die woestyn Paran toe te gevlug het. Die eerste was vir sy veiligheid gewees, to regroup, as mens nou weer die Engelse woord kan gebruik. Hier was nou 'n politiese stryd vir hom gewees. Sonder Samuel het die prentjie heeltemal verander. En hy moes nou anders dink en optree. Maar hy het ook waarskynlik die dood van Samuel gaan betreur daar in die woestyn. Teruggedink oor hierdie man se lewe wat so 'n geweldige indruk op sy volk gelos het. 'n Man wat met God gewandel het. En ek benadruk daai met God gewandel het, want dit is tog iets wat vreemd en skaars geraak het in ons tyd. Ek het nou so ietsie van dit beleef, as ek nou terugdink aan my oupas en oumas. Hulle was mense wat met God gewandel het. Die mense in ons kringe, in ons familiekringe het geweet dat oupa en ouma wandel met God. Daar was 'n ontzag gewees vir hulle wandel. En sekerlik het Dawid, soos al hierdie mense, teruggedink daaroor en besef, hier was 'n man wat waarlik met God gewandel het. Ons lees dat toe Samuel huisbesoek gedoen het, daar by Isaai, en dit nou kort na Saul se sonde, was Dawid nie na hierdie gebeurtenis genooi gewees nie. En dit was 'n groot gebeurtenis gewees het vir Samuel om daar aan huis te wees by hulle. En ek het daaroor nagedink en gewonder, hoekom was dit gewees dat dit nooit by sy pa opgekom het, dat met die salwing van die nuwe koning Dawid dalk die een kan wees wat gekies gaan word nie, of wat God uitverkies het as koning nie. Dawid was nie genooi gewees nie, hy was daar by die skape. Nou lees ons, so het Isaai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan. So asof hy hierdie 7 gedink het, een van hulle, nee. Maar Samuel het aan Isaai gesê, die Here het hulle nie uitgekies nie. Verder het Samuel aan Isaai gevra, is dit al die seuns? En hy sê die kleinste is nog oor en kyk, hy pas skape op. Toe sê Samuel aan Isaai, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit voordat hy hier kom nie. Samuel moes 'n besonderse indruk op Dawid gelos het toe hy daar in die huis ingestap het en die profeet daar is, nadat hy nou geroep is daar van die skape af. Daarna lees ons dat Isaai was toeskouer van Dawid se salwing gewees as koning. En steeds was hierdie jong seun nooit niks meer as 'n posbode, as 'n musikant en 'n skaapwagter vir sy pa gewees nie. Geen spesiale behandeling nie. Ons lees Isaai neem toe 'n esel, brood en 'n leersak met wyn en 'n bokkie en stuur dit met sy seun Dawid na Saul, die posbode van sy vader, in 1 Samuel 16 vers 20. En dan net so die volgende hoofstuk, in hoofstuk 17 lees ons, en Dawid het heen en weer gegaan na van Saul om die kleinvee van sy vader in Bethlehem op te pas. Toe het Isaai aan sy seun Dawid gesê, neem tog vir jou broers 'n eva van hierdie gebraaide koring en hierdie 10 brode en bring dit gou vir jou broers na die laar toe.
maar hierdie 10 skywe kaas moet jy bring na die owerste oor 1000 en jy moet ondersoek doen na die welstand van jou broers en van hulle 'n pand saambring. Vir sy pa net die jongste wat sy pligte moes uitgevoer het. En daarom kan 'n mens sekerlik dink dat Samuel, lieweste, vir Dawid soos 'n vaderfiguur was. Hierdie jong man van wie 'n mens alles weet van sy binneste, vir hom was Samuel iemand na wie hy opgekyk het, 'n man van wie hy raad kon gevra het, een wat hy kon na geluister het, een wat belang gestel het, 'n baie kosbare figuur in sy lewe. Nou skryf F.B. Meyer, hy sê dat die verlies van 'n goeie man enige tyd 'n geweldige leemte los. Dis 'n gevoelige verlies, sê hy, as ek dit nou so oorvertaal uit die Engels uit. Dis 'n gevoelige verlies vir enige volk, maar vir 'n volk wat deur Saul, wat 'n koerslose koning was, deur die volk in verskillende rigtings in te stuur, om deur so 'n man gelei te word, was die verlies aan Samuel 'n geweldige slag vir die volk gewees. Sy onwrikbare wandel met God en sy voorbinding vir sy volk sou gemis geword het. Dit het 'n leemte gelos in sy omgewing. Ek is laas jaar so in die begin van die jaar in die diepkant ingegooi, net nadat Dominee Ludwig van Wyk geëmigreer het, moes ek 'n begrafnis waargeneem het daar in Tuine gemeente. Ek het van dit niks geweet nie, ek het nie geweet hoe om dit te doen nie. En na die kerkdiens verby is en ek die sweet letterlik van my voorkop afgevee het, toe ek nou by die ter aarde bestelling en daar het ek ook nie geweet hoe om dit te hanteer nie en ek het baie onseker vir myself daar by die graf gestaan en ek het nou gesien hoe hulle nou die kus stadig maar seker aandra. Hulle moes ver parkeer sodat my so 'n oombliekie gegee om net my gedagtes bymekaar te kry. En ek is so dankbaar vir oom Johan van Wyk, want hy het vir my alles vertel wat ek nou moes weet. Maar terwyl ek daar staan, toe kom die oorledene se 2 seentjies aangehardloop. En hulle kom loer so oor die hoopsand so in die graf in. En die oudste van die 2 kyk op na my toe en hy vra vir my, oom, is dit nou die gat waar ons vir pappa gaan bære? En ek wil vir julle sê, my hart het gebreek vir daai 2 jong seuns op daai oomblik. En ek het nou maar net geantwoord baie simpatiek, ja, boeta, dis waar ons vir pappa gaan bære. En terwyl hulle nou weer terughardloop daarna hulle mamma toe en na die res van die stoet toe, staan ek daar en ek dink by myself nie oor die man spesifiek, want ek het hom nou nie geken nie. Maar dit is mos nou so, hier rondom my is oral nuwe grafte. En hulle het sulke duike in die grond, want dis mos nou maar hoe die ou mense gesê het, as die eerste reën kom, dan settel die graf, nee, dan maak hy so 'n duik in die grond. En ek dink toe by myself dat daai duik in die grond moenie die enigste voetspoor wees wat ons as kinders van die Here, ons as bloedgewaste kinders van die Here, dit moenie die enigste indruk wees wat ons lewe ooit los nie. Ons lewe moet 'n bietjie meer as dit los. Nie net daai duik in die munisipale grond daar ergens by 'n begrafplaas nie. Ons moet voetspore los wat mense kan navolg. Ons moet God so lief hê en dien dat mense in ons spore kan stap en kan weet dat hierdie man, hierdie vrou, hierdie jong mens het met God gewandel. Dis 'n uitdaging in ons harte en dit behoort iets van 'n begeerte in ons te wek om te sê, ons wil ook so wees. Samuel was ongetwyfeld so 'n man gewees. Hy sê daar in Psalm 23 vers 3 van die bekendste woorde wat almal van ons sekerlik uit ons kop uit ken. Hy sê, hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. En omdat dit om sy naam ontwil is en hy ons daardie spore lei, dan moet daar vir mense om na te volg. In hierdie feestyd gaan elkeen van ons saam met mense wees. Ons gaan nou dalk saam met mense wees wat ons net 1 keer 'n jaar sien. Dis mos nou maar soos dit is met familiedinge. Ons sien partykeer mense net 1 keer 'n jaar. En nou wonder ek, as ons nou gaan daar wees of enige iemand by daai familiebyeenkomste na ons gaan kyk, na u gaan kyk en gaan sê hierdie persoon, hierdie oom, hierdie tannie lyk daarom anderster as laas jaar. Daar het 'n verandering gekom, daar het 'n verdieping gekom. Ek bespeur iets anderster by hierdie persoon. Daar het so 'n bietjie 'n verandering gekom, die gesig blink sommer so en ek kan sommer agterkom dat hierdie persoon het 'n jaar lank met God gewandel. Ek kom nou agter, my slimfoon sê elke week vir my hoeveel tyd ek met hom of haar, ek weet nie wat is die ding of hy nou hom of haar is nie, maar hoeveel tyd ek met hom spandeer het. En elke week dan kry ek 'n rapport wat vir my sê ek het nou 20 minute meer as laasweek of 30 minute minder as laasweek met die foon spandeer. Nou wonder ek
of daar so 'n rapport van ons kan wees wanneer ons by mense is. Hoe het ons met God gewandel in hierdie jaar wat verby is? Het ons gegroei? Kan mense opmerk dat daar iets anderster is? En daarom is dit sekerlik goed dat ons net so kortliks 3 punte net na Samuel se lewe kyk en dit 'n bietjie bestudeer, dalk eerder betrag. Betrag is mos 'n mooi Afrikaanse woord van ek kyk, maar ek doen ook. Ek volg dit na. En ons kyk kortliks daarna. In die eerste plek, Samuel die godsman was 'n man van gehoorsaamheid geweest. Samuel die godsman was 'n man van gehoorsaamheid. 1 Samuel 3 vers 10, hierdie bekende woorde daar reg aan die begin van die verhaal van Samuel is vir ons opgeteken. Toe het die Here gekom en gaan staan en geroep, soos die vorige kere, Samuel, Samuel. En Samuel het geantwoord, spreek, want u knegt hoor. Van daardie eerste oomblikke in sy wandel, in sy jong wandel, was Samuel 'n man wat gedoen het wat God van hom gevra het. Dit klink na 'n baie elementêre ding om vir kinders van die Here te sê, en van u wandel al jare met die Here. Maar miskien moet ek dit net weer sê, dat dit net so 'n bietjie insak soos reën, en nie net wegspoel soos 'n storm se reën nie, maar so stadige reën insak. Samuel het van die begin af gedoen wat God van hom gevra het. Die woorde van Halleluja 2:9-6 het by my opgekom. Ek lees vir u net hierdie paar woorde. Hy sê, sonder my nou af tot u diens, o Heer, deur die krag van u genade. As my wil aan u oorgegewe bly, sal dit heerlik vrugte dra. Ons het dit al so dikwels gesing. Maar dis 'n mooi belofte om te maak wanneer ons dit sing, as ons dit bedoel, en ons sing dit uit ons harte uit, en ons sê, Here, as my wil aan u oorgegewe bly, dan sal ek heerlik vrugte dra. En dis daardie vrugte wat mense wil geniet. Dis dit wat hulle wil geniet en eet en sien in ons lewe. Dit gaan goed met hulle wat van die staanspoor af hulle aan God onderwerp. Psalm 119 vers 14 sê hierdie woorde, ek is vrolik in die weg van u getuienisse, soos oor allerhande rykdomme. En dan gaan hy verder, hy sê, ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Daar's 2 werkwoorde, oordink en let. Dit beteken daar word doelbewus gekyk, wat is God se wil vir my lewe? Hoe wandel ek met die Here? Wat wil hy van my vra in hierdie lewe? Ek let daarop en ek oordink dit, en dan sê hy verder in vers 16, hy sê, ek sal my verlustig in u insettinge. U woord sal ek nie vergeet nie. Dit moet nie vir ons swaar wees om gehoorsaam aan die Here te wees. Die verlustiging beteken, dis vir my 'n vreugde om te doen dit wat die Here wil hê ek moet doen. Dis vir my 'n vreugde, die eerste prioriteit om te sê ek doen wat God wil hê. O, dis vir my wonderlik. Dit maak my hart bly en dankbaar. Ons Here Jesus het vir ons daarin die voorbeeld gestel toe hy gebid het. En ons ken sy woorde, sy gebed daar in Getsemane, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Dan Matteus 26 vers 39. En dan in Hebreërs 10 vers 7 lees ons, kyk, stel vir ons die konteks daarvan, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my opgeskrywe om u wil te doen, o God. Dit was God se doel gewees, ons Here Jesus se doel om te onderwerp aan sy Vader. Maar reg van die begin van sy aardse wandel af was dit ook so gewees. Ons lees daar in Lukas 2, ons lees, en hy sê vir hulle, waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie? En elke keer as ek dit lees, dan besef ek, dis ons Here Jesus, en hy is hoog verhewe. Maar tog is daar iets kosbaar vir ons, 'n uitdaging daarin, om ook met ons Vader, want ons is ook kinders van die Here. Ons is duur gekoop deur sy kosbare bloed, ons behoort aan hom. Daarom moet ons ook in die dinge van ons Vader wees. Nie ons eie spore loop en ons besig wees met ons eie dinge en ons eie lewe en ons so gaan ons maar aan. Later dink ons nie eens meer aan wat God van ons wil hê nie. Ons lewe maar sommer net so nie. En hulle het die woord wat hy aan hulle gesê het nie verstaan nie, en hy het saam met hulle gegaan en in Nasaret gekom, en dan as 'n praktiese illustrasie van sy onderwerping aan sy hemelse Vader, lees ons hierdie woorde, en hy was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar, en Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God
en die mense. So het Samuel van die begin af met God gewandel. God se woord was in sy hart geberge dat hy teen die Here nie sou sondig nie, soos ons die woorde in die Psalm goed ken. Sy woord was in sy hart geberge dat hy teen God nie sou sondig nie. Seker van die dramatiesste gebeure in die Bybel. En wanneer ons dit lees, dan besef ons, hierdie was nou nie sommer net oomblikke gewees nie. Dis oomblikke wat die ewigheid, die tyd en ewigheid verander het, nee. Lees ons daar in 1 Samuel 15 vers 14. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom: Mag u geseënd wees deur die Here. Ek het die woord van die Here uitgevoer, sê Saul vol bravade. Daarop vra Samuel: Maar wat vir 'n gebler van kleinvee is dit in my ore en 'n gebulk van beeste wat ek hoor. Saul se konsep van gehoorsaamheid het ek nou geleer by die jong mense, is, hulle sê 50 is deur, is nou as hulle nou die eksamen, nou vars, ons almal het nou net rapporte gekry, nee, ons by die kweekskool ook. 50 is hoe het hulle sê, 50 is deur, nee? 50 is deur en 51 is presteer. Dit het ek nou al gehoor by die jong mense. Sê nee, wat 51 is meer is genoeg, 50 is eintlik genoeg. 50 is deur, 51 is presteer, dit het ek nou al gehoor. Maar God se slaagsyfer is nie dit nie. Dis 100%. En hier is Saul nou besig om toe te polyfilla die foute wat hy gemaak het, dit wat hy nou gedink het, hy kan wegsteek vir God. Maar Samuel hoor dit, en daar is 'n weerstand in Samuel se hart, want Samuel weet dat God sê 100%. Gehoorsaam my, doen wat ek van jou vra. Dit behoort so te wees, dit behoort vir ons ook so te wees. Dan een van die bekendste teksverse, daarop sê Samuel: Het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. En dan hierdie woorde, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery, en eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Eie sinnigheid is 'n verskriklike ding, en so meer algemeen as wat ons dink, om 'n eie kop te volg. Ons Afrikaanse mense praat mos nou maar van 'n hardkoppige mense. Ons sê ons is maar so gemaak en laat staan. Maar daar moet ergens iets in ons harte verander wat sê, as ek aan God behoort, dan onderwerp ek my aan hom. Ek buig my hart, ek buig my knie, ek sê, Here, dit wat U wil hê, sal ek doen. Nou ja, nou weet ons dat Saul se verskoning hier aan Samuel het te doen gehad met die manskappe, want hy het hulle gevrees. Hy sê mos nou dat hy bang was vir hulle. En in die jong mense se taal sal dit nou wees groepsdruk. Sê, ag, hulle het nou my gedruk in 'n rigting en nou doen ek maar wat hulle doen. Die ou skaapie hardloop in die rigting en dan hardloop die ander skape maar agterna, en elkeen doen maar net wat hy dink veilig is om homself populêr te hou. Hou ek hier onderstreep en geskryf: populariteit is 'n giftige adder. Kan ek dit weer vir u lees? Populariteit is 'n giftige adder. Want dit beteken ek doen wat mense wil hê en nie wat God van my vra nie. Toe sê Saul vir Samuel: Ek het gesondig omdat ek die bevel van die Here en u woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister. Gehoorsaamheid is een van die natuurlikste eienskappe vir 'n kind van God. Dit moet so spontaan in ons harte wees, om God te gehoorsaam, om te doen wat hy van ons vra. Hy sê daar in Johannes 10 vers 27, hierdie bekende woorde, ons ken dit almal baie goed: My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En dan Romeine 8 vers 14 wat ons net so goed ken, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Hulle wat gehoorsaam, hulle wat luister. Nou moet ons onsself afvra, luister u nog na God se stem? Is dit vir u belangrik om te doen noukeurig dit wat hy van u vra? Presies, hoe gehoorsaam is u? Wat is dalk die rede vir u ongehoorsaamheid? Nog 'n vraag wat ek daar kan stel, en ek vra dit vir myself ook. Wat is die rede, of dalk die persoon wat maak dat ek nie gehoorsaam is aan die Here nie? Is daar iemand, iets ergens wat tussen my en u en die Here staan? Daai persoon wat ek eerder wil please om maar net die vrede te bewaar.
Die Here vra van u gehoorsaamheid, eenvoudige gehoorsaamheid, dag vir dag, een dag op 'n slag. Dis 'n skaars eienskap. Jy weet, versoeking het deesdae so maklik geword, want sonde is nou nie, daar's nie meer die druk van ons samelewing dat sekere sê is nie gepraat is oor nie. Nou is dit die teenoorgestelde, nou is dit soveel makliker. En nou moet ons as kinders van die Here se harte fyn ingestel wees om te sê, wat vra die Here vir my? Raak so gewoond aan die gif en dit wat elke dag maar vir my gevoer word. Maar om fyn ingestel te wees en te doen presies dit wat die Here wil hê, is 'n uitdaging. Ons moet God gehoorsaam. Samuel, die godsman, was 'n man van gehoorsaamheid. Maar saam met dit was hy ook 'n getroue man. Samuel, die godsman, was ook 'n man van getrouheid in die tweede plek. In 1 Samuel 12 vers 2 lees ons hierdie woorde, en kyk nou, die koning sal voor julle uitwandel. Dis nou Samuel wat aan die woord is. Hy sê, en ek het oud en grys geword en my seuns is hier by julle, en ek het voor julle uitgewandel van my jeug af tot vandag toe. Die volk wou 'n koning gehad het, en hulle het geneig daarvoor en hulle het 'n koning gekry, nee. En dit weet ons. En daardeur kan mens sê Samuel is vervang, maar eintlik is die Here vervang, sê die woord van die Here. Die Here is verwerp, want die Here sê vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sal sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om die koning oor hulle om nie koning oor hulle te wees nie. Ekskuus, kom ek lees net daai laaste sinnetjie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Saam met dit was Samuel se kinders nie getrou gewees aan God nie. Samuel het hulle as rigters aangestel, lees ons daar in 1 Samuel 8. En dan lees ons hier aaklige getuigskrif van Samuel se kinders. Ons lees dat hulle onregverdige wins agterna geloop het. Hulle het omkoopgeskenke aangeneem en hulle die reg verdraai. En dit in 'n atmosfeer waar hierdie nuut gekroonde koning nog steeds ook nie God gedien het nie. En hy het ook maar gedoen net wat hy wil. En ten spyte van al hierdie dinge, was Samuel onberispelik in sy wandel en getrou aan God. Daai afkorting TSV is 'n baie belangrike afkorting in die kind van die Here se wandel en se lewe. Ten spyte van. Want meeste van die wêreld rondom ons dien nie die Here nie. So ten spyte van word van ons verwag om getrou te bly aan die Here, om hom te dien, om hom lief te hê, om naby hom te wees. Samuel was onberispelik in sy wandel en getrou aan God. Jy weet, getrouheid se grootste toets is wanneer ek alleen staan. Wanneer u alleen staan, daar by die werk, om getrou te bly aan die Here. Dis die grootste toets. Wanneer niemand anders rondom my die Here wil dien nie. Getrou aan God se woord. Daarom ook aan die landswette. En daarom ook aan die reëls by die werk en by die skool. En daarom ook aan my ouers se gesag en opdragte getrou te wees. Getrou in die groot dinge en getrou in die klein dinge. Daarin wys getrouheid, ware getrouheid aan die Here. Dit wat net God baie keer sien, wys ons getrouheid. Dan doen Samuel nou hierso in die 12de hoofstuk verslag van sy wandel en sy werk. En hy getuig dit, hy sê hierso in vers 3, hier is ek, getuig teen my voor die Here en voor sy gesalfde, wie se bees ek geneem het, wie se esel ek geneem het, wie ek verdruk of hard behandel het, en uit wie se hand ek omkoopgeld aangeneem het, om my oë daarmee toe te maak, dan sal ek dit aan julle teruggee. En hulle antwoord, u het ons nie verdruk, of ons hard behandel nie, en uit niemand se hand iets aangeneem nie. Daarop sê hy vir hulle, die Here is getuie teen julle, en getuie is sy gesalfde vandag, dat julle niks in my hand gevind het nie, en hulle roep, wat 'n mooi getuienis, hy is getuie, die Here is getuie. Samuel was getrou. Samuel was ook getrou gewees daar waar niemand gesien het nie. Nou, dit is nou die getuienis van die volk, maar daar was ook plekke en tye waar mense se oë nie by was nie. Daar was plekke waar mense nie druk op hom kon uitgeoefen het nie, waar hy niemand kon probeer beïndruk het nie. Ook daar was hy getrou gewees. Ons lees hoe hy
gebroken was oor Saul se sonde. En terwyl hy hom voor die Here verootmoedig het, het hy sekerlik geweet, daar is nou baie skade wat aan God se saak gebring gaan word deur hierdie koerslose koning. Ons lees hierdie woorde, daarna gaan Samuel na Rama en Saul het opgegaan na sy huis na Gebea van Saul, dis nou na Saul se sonde. En Samuel het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien nie, want Samuel het getreur oor Saul. En die Here het berou gehad dat hy Saul koning gemaak het oor Israel. Samuel was getrou aan God. Daar in die nag, daar in sy huis, terwyl hy getreur het en voor die Here hom verootmoedig het, daar was hy getrou aan die Here gewees. Daar het hy nie probeer om iets toe te smeer nie, hy het geweet, hier is moeilikheid. En hierdie man is besig om die volk in 'n ander rigting te lei. Hy was in sy hart verknog aan God. Daar was 'n begeerte by hom gewees dat God se saak altyd eerste en bo sal wees. En daarom het hy getreur. Maar ook op pad daarna Isaai se huis om die nuwe koning te salf. Dit was 'n lewensgevaarlike sending gewees en ook hierin moes hy getrou gewees het, want hy het besef hier kan vir hom lewensgevaar wees. Hy sê daar in 1 Samuel 16 vers 1 tot 2, daarna sê die Here aan Samuel, hoe lank sal jy treur oor Saul, terwyl ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isaai die Bethlehemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. Maar Samuel vra, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here, neem 'n jong koei met jou saam en sê, ek kom om aan die Here te offer. Die Here was goed bewus gewees dat hierdie saak 'n groot saak vir Samuel is, maar die Here gee nog vir hom 'n uitkoms en 'n plan ook in dit alles. En dan daar in Isaai se voorhuis, gevul met verwagting, groot, fris seuns en biceps en alles wat nou indrukwekkend was. Daar waar dit nou daar was, waar die mense nou gedink het, jy moet nou net die regte keuse maak, Samuel. Ook daar is sy hart ingestel op wat God wil hê, want die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien nie, sien God nie. Ekskuus, nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. 1 Samuel 16 vers 7. En dan vra hy, is dit al die seuns? En dan word die ou skaapwagtertjie daar van die skape af teruggeroep. En daar voor die aangesig van daardie gesin, wat nou net 'n groot teleurstelling seker in hulle hart moes verwerk het, terwyl hulle gedink het, dit wat hulle sien is nou eintlik die saak en hoe dit moet wees. Samuel getrou aan die Here, salf hierdie skaapwagtertjie daar voor hulle, die jongste, die een wat nie eens genooi was vir die ete nie. En hy salf hom as koning bo sy broers, te midde van sy broers, sê die woord van die Here. Die Here vra van u en van my om getrou te wees. Getrou te wees in wat ons doen, daar waar ons is, ten spyte van wat populêr lyk, ten spyte van wat logies is, want dis mos nou baie keer hoe ons uitredeneer. Populêr voor mense by die werk of die skool, maar daar moet ons ook getrou wees aan die Here, wanneer niemand sien nie. Getrou aan hom, in goeie tye, in gevare, in moeilike omstandighede, met moeilike opdragte, getrou aan God, sonder murmurering of versuim. Maar dan in die derde plek lees ons ook, dat Samuel die godsman was 'n man van gebed. 1 Samuel 15 vers 11 lees ons, ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep. Ons lees hier God se berou, en dit is 'n boodskap op sy eie, en as ons dit bepeins, dan dink ons, sjoe, om te dink hoe God hierdie saak benader het en sy woord daaroor. Ons lees van Saul se sonde, ons lees van Samuel se woede, maar dit alles tersyde, lees ons van 'n man wat 'n nag in gebed gespandeer het, deur die nag gebid het, in ootmoed voor die aangesig van God. Dit was nie moeilik vir Samuel gewees om tyd in gebed te spandeer. Hy het dikwels met God gepraat.
Hy het God se stem geken, hy het dikwels God se stem gehoor. En dit was deel van sy bestaan gewees. Hy het tyd in God se teenwoordigheid spandeer. Ons Here Jesus het ook vir ons die voorbeeld gestel. Ons ken hierdie tekste so goed, Lukas 6 vers 12. En hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in gebed tot God deurgebring. Dawid se gebedslewe is vir ons opgeteken. Mens lees daarvan baie van dit in die psalms en ander plekke ook. Maar 'n hele lewe van gebed is vir ons wonderlik opgeteken. Ons lees van Daniël se gebedslewe. Daar in sy kamer waar hy die vertrek se vensters oopgemaak het vir almal om te sien, maar ook daar in die leeukuil. En nou weet ons waaroor het hy gebid. Hy het gebid oor die dinge wat nog kom. Die wonderlike eskatologiese goede wat ons nog so bestudeer in die woord en wat nog vir ons kom. Dit wat hy gesien het wat nog kom, daaroor het hy gebid. Dit is 'n wonderlike gebedslewe gewees. Moses het vir die volk gebid. Toe hulle geveg het, het hy vir hulle ingetree. Toe hulle gesondig het, het Moses vir die volk gebid. Hy het 'n gebedslewe gehad. Ons Here Jesus het vir sy disippels gebid, na daai kosbare Johannes 17. En geen een kan maklik daaroor lees en sommer net vinnig daaroor lees nie. Ons Here Jesus het gebid. En ook vir ons wat sy disippels is, nie. Paulus het vir die Filippense hierdie woorde geskryf, daar in Filippense 1 vers 3 tot 4. Hy sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En dan hierdie woorde, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Om dit daarom van mense te kan sê, om dan vir ons familie te kan sê, ek bid vir julle in al my gebede. Altyd as ek aan julle dink, bid ek vir julle. Gebedslewe is die spontane uitvloei van 'n hart wat belas is. 'n Hart wat bedreig word. 'n Hart wat vol liefde is. En ons moet onsself daarin nou spieël vanaand, ons gebedslewe, want net ons weet wat in daai binnekamer aangaan. En of ons meer besorgd is oor die selfoon of wat ook al daarmee besig is. 'n Hart belas, 'n hart bedreig, 'n hart vol liefde, 'n hart vol blydskap. 'n Hart vervul met die Heilige Gees. Dit is die spontane uitvloei van iemand wat met God wandel. Nou vra ons onsself vanaand, hoe lyk ons gebedslewe? Hoe lyk u gebedslewe? Is u mense wat belas is, wat bid? Ek staan vanaand hierso en ek kan vir u sê dat my moeder en my ouma en ander sekerlik my tannies, hulle wat gered is in ons familie het baie vir my gebid. En toe ek gered geword het en ek daarteenoor my ouma getuig in haar kombuis, toe sê sy, my kind, ek weet jy het gered geword want ek het deur gebid. Die Here het my die versekering gegee, hy gaan jou red. Terwyl sy daar met die geel koffiepot in die sak besig was, sy het nie eens opgekyk nie en ek getuig teenoor haar ouma, ek het gered geword. Daar was baie gebede. Die se redding en die redding van ons siele. Hoe wonderlik is dit nie? Ons is almal bewus van die toekoms van ons land rondom ons. En is so asof daar tye kom wat dit opvlam en dan raak ons vreeslik benoud in die sosiale media gons oor alles wat aangaan en ons kyk en daar's so 'n bietjie vonke en vlamme in Israel en dan is ons baie besorgd. En dan is dit asof dit afplat, asof die storm verby is en ons gaan ons in sulke dips van, ek wil nie sê slaap nie, maar geestelike rustigheid. Maar daar's nog steeds 'n geestelike stryd. En daar's 'n weermag wat ons nie met oë kan sien nie, wat nog steeds vuriglik aanval. Kinders van die Here word aangeval. En ons moet bid. Die gebedslewe moet ons prioriteit wees. Is ons so belas daarmee dat ons bid of stuur ons eerder goedjies rond met ons selfoon? Dit is mos nou baie keer wat ons nou is, nie? Ons stuur grappies daaroor. Ons Afrikaner mense het 'n wonderlike vermoë om die humor en alles te sien. So ons grap eerder oor 'n ding. En dis ook seker goed en dis maar deel van ons kultuur en mense verstaan dit. En ek self het ook 'n selfoon. So ek moet nou vir myself preek, maar dat ons daaroor sal bid en voortdurend op ons knieë sal wees. Bid sonder ophou. 1 Tessalonisense 5 vers 17. Ons ken dit goed. Bid sonder ophou. Samuel was 'n besonderse man van God. Hy het met sy Heer gewandel. Hy was 'n man wat gedoen het wat die Here van hom gevra het. So eenvoudig. Daar's swart en wit en die Here vra dit en ek doen nie die ander ding nie.
Hy was altyd gewillig geweest daarvoor, kosbaar was. Om sy naam ontwil, lei hy ons in die spore van geregtigheid. En omdat God so wonderbaar is, skuld ons lewe dit, dat ons so sal wees soos hierdie man. Die vraag is in watter mate is u gehoorsaam aan God? 100% of is dit nou 51 of is dit 75 of is dit 95? Is hy op die troon van u lewe? Iets wat ek al baie keer gehoor het van kansels af, die vraag, is hy op die troon van die lewe? Mense sou gedink het, ja man, ek het gered geword, maar ek wonder partykeer of ons nie maar so rondom die Here probeer om ons eie ding te doen. Hoe getrou is ons daar voor mense wanneer niemand sien nie, of wanneer niemand sien nie? Twee goed, nee, voor mense of wanneer niemand sien. God sien dit daar. Hy is goed bewus van ons lewe, hy is goed bewus van u lewe. Hoe lyk ons gebedslewe voor die Here? Ek luister so jare wat terug na 'n kasetopname, so 'n regte ou TDK kaset, 45 minute kaset van 'n preek van 'n baie bekende prediker, Douglas Crossman, en 'n Walliese man. En hy preek en in sy boodskap vertel hy die verhaal van iets wat oorvertel is aan hom van 'n vriend wat 'n prediker in Wallis ook is en die opvolger was van Martin Lloyd Jones. So hy het in sy preekstoel gepreek. En hy sê dat die man vertel eendag vir hom en sê dat terwyl hy in sy reuse kerk die dag preek, stap daar 'n man in die kerk in laat. Hy was al besig om te preek toe daar 'n man instap en daar bo op die galery gaan sit. En hy sê so tasbaar is wat hy in sy hele lewe nog nooit ervaar het nie. Raak hy en die hele gemeente bewus van God se teenwoordigheid. Sê dit is aangrypend. In daai oomblikke kon hy nie anderster as om te sê ek is bewus daarvan God is in hierdie plek. Net toe daai man instap en die man gaan sit daar. En hy sê en toe wil hy graag weet wie's die man, want nou wil hy weet, hy ken die ou nie, dis nie 'n lidmaat nie, hy wil graag met die ou praat na die tyd en hoor met hom by hom wie is hy. En net toe hy dit wil vertel, toe maak die type so klik klik en hy's af. En die kaset is te kort geweest om die preek op te neem, seker maar. En nou sit ek daar so in die stilte van my kantoor en ek dink by myself, nou maar nou gaan ek nooit weet nie. Ja, hy het natuurlik geweet, maar ek gaan nou nooit weet wie was die ou geweest, ek wil graag weet. En toe daarna, toe dink ek myself, dis nou soos 'n blanco check. Dis nou goed dat die storie net daar afgesny is, want dit gaan in elk geval nie oor daai man nie, dit gaan mos oor God. Dat die Here se teenwoordigheid daar was, beteken daai man het met God gewandel, beteken God is 'n wonderbare God, wat 'n man gevind het wat met hom wandel, en daar was nou iets van dit gewees. En dis 'n blanco check, en nou kan ons maar ons naam daar invul. Sê, is ek daardie man of vrou, jong mens, wat daar waar ek gaan, weet mense, hulle kan maar kyk, hulle kan maar dophou, hulle kan maar waarneem, ek wandel met die Here. U moet die Samuel wees wat 'n onuitwisbare indruk los. U moet 'n leemte los as u sterf. Meer as daai munisipale gat, 6 voet. Onthou nou, Dominee Ludik het nou vir my gesê, ek moet nou baie mooi kyk, as hy 8 voet is, dan moet ek nou 2 goed doen, as die kussak, ek moet die geloofsbelijdenis en Psalm 23. Kyk ek nou daar, nou skat ek, nou sien ek, nee, dis 6 voet. Maar of het nou 6 voet, of 4 voet, of 8 voet is, dit moet nie die enigste leemte wees, wat my in u lewe los, die dag wanneer ons weg is nie. Daar moet toch mense wees, wat gaan terugkyk en sê, maar hierdie persoon los 'n leemte, ek mis sy of haar gebede, en wandel, en voorbeeld. En wanneer daai graf settle, moet daai holtetjie in die grond voordat die munisipaliteit hom nou uitlevel, moenie die enigste voetspore wees wat my in u lewe los nie. Daar moet voetspore wees wat duidelik is vir mense om na te volg. Sê ek wil soos hierdie persoon met God wandel. Nou vra ek dit vir u en ek vra dit vir myself. Gaan die predikant moet lieg by ons begrafnis eendag? Gaan hy moet stories uitdink? Gaan hy moet baie meer ekstra aanplak? Of gaan hy met opregtheid kan sê, dat ek kan sê, die persoon wat in hierdie kus lê, het soos Samuel, en soos baie ander, met God gewandel. En Samuel het gesterwe, en die hele Israel het saamgekom en oor hom gerou klaag, en hom begrawe in sy huis in Rama. Amen. Kom ons sit net so, en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons onsself maar net voor u kan bring vanaand. Ons dankie vir die lewe van hierdie man. En ons dankie dat u wat die God was van hierdie man so wonderbaar is.
nie sal sê, ag, dit is nou Samuel die profeet, 'n besonderse mens uitgesoek, eenkant gesit. Dit was sy lewe en nie myne nie, maar dat elkeen van ons sal begeer om so met U te wandel. U weet dat toe ek daar in my studiehokkie vandag was, het ek ook maar vir U gesê, Here, ek begeer dit ook. Want ek besef dat 'n mens gaan maar so aan met 'n mens se dinge. Ek met studies, ek kan met die Here se dinge besig wees by die kweekskool en nog steeds nie met U wandel nie. En dit is my gebed dat elkeen van ons, waar ons môre by 'n werksplek gaan wees of waar ook al ons in watter omstandighede ook al is, afgetree of werkende of met vakansie of by 'n dagsorg of wat dit ook al mag wees, so sal begeer dat U gesien sal word, dat U verheerlik sal word, dat U gesoek en geken sal word, omdat ons wandel met die Here eg is. Bid Here dat U ons sal help daarin, bring ons maar nader aan U self, bring ons by 'n oomblikie waar ons maar net weer ons eie borskas ook oopknoop en voor U ontbloot, waar ons maklik sal buig as U dinge uitwys, as daar sonde is wat U uitwys, dat ons dit sal bring na U toe, sal los, daarvan sal wegdraai, en Here dat U verheerlik sal word in ons midde. Bid dat ons 'n lieflike geur vir die Here aan ons medemens, ons familie, ons geliefdes sal toon in hierdie kerktyd. Terwyl ons ontspanne is, terwyl ons gemaklik is daar by 'n braaivleisvuur of wat dit ook al is, ons nog steeds so sal wandel dat mense sal sien wie die God is wat ons dien. Bid dat U die woord in ons hart sal berge, Here, asseblief pas dit toe as U dit wil weer ergens in ons gedagtes opbring, dat U ons daaraan sal herinner en dat dit sal vrug dra 30, 60, 100voudig tot eer van U naam. Dankie dat ons dit van U kan vra in Jesus se naam. Amen.